Levitikus 18 vers 3 tot 5 sê, moenie maak soos die Egiptenaars by wie julle gewoon het, of soos die Kanaaniete na wie toe ek julle neem nie. Moenie hulle manier van lewe navolg nie. Gehoorsaam eerder al my voorskrifte en kom my bepalings noukeurig na. Want ek, die Here, is julle God. As jy my voorskrifte en bepalings gehoorsaam, sal jy deur hulle die lewe vind. Ek is die Here. Moenie die manier van lewe van die sondige wêreld waarin ons lewe navolg nie. Dit is 'n baie ware beginsel hierdie. God sê hier vir sy mense dat hulle bekend en bewus is van die praktyke van die Egiptenare en van die Kanaaniete, en alhoewel dit om hulle aangaan, moet hulle nie deelneem daaraan nie. Moet hulle dit nie navolg nie, want dit is boos in God se oë en sal veroorsaak dat hulle nie die lewe wat God vir hulle instoor het, beleef nie. Inteendeel sal hulle dood beleef as hulle hierdie goeders beoefen. In hierdie hoofstuk praat God veral baie met sy mense oor die seksuele gedrag en praktyke van hierdie ander volke. Oor baie van hierdie praktyke word daar gesê dat dit vir God afskuwelik is. Ons word vandag so blootgestel aan die seksuele praktyke van die sondige wêreld waarin ons leef. Dit word so openlik beoefen en dit is dan so maklik om te dink dit is normaal, maar en dit is aanvaarbaar. Tog het God, die een wie ons geskep het, die een wat weet hoe ons veronderstel is om te funksioneer, het hy baie sterk maatreëls ingestel rondom ons seksualiteit. Ons wat aan hom behoort die riglyne na te volg wat hy ingestel het vir ons en om hom te vertrou dat hy weet wat die beste is en dat hy weet wat vir ons lewe gaan bring en om te vertrou daarmee en te gehoorsaam. Dat ons nie die maniere van hierdie sondige wêreld sal navolg nie. Kom ons bid saam. Here, U het my geroep om heilig te wees, ook wat seksualiteit aanbetref. Ek sal in alles eerder U riglyne navolg, eerder as hierdie wêreld se manier van lewe. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, mag jy lewe beleef, omdat jy leef soos wat die Here wil hê jy moet leef en jou gemaak het om te leef. Tot volgende keer.